Welkom terug by hierdie video graad 12. In vandag se video gaan ons kyk na vraag 10 van hierdie vraestel. Dit sê vir ons aan die begin van 'n graad 12 jaar is 'n opname gedoen om te sien hoeveel gemeenskapsdiensure elke lede reeds voltooi het. Die tabel hieronder stel die bevindings hier vir ons voor. So, as ons nou kyk, het ons die ure voltooi se intervalklasse, ons het die frekwensie wat nou die hoeveelheid leerders is, dan wil hulle die middelpunt van die klasinterval hê en dan moet ons die frekwensie vermenigvuldig met die middelpunt ook. So, as ons kyk na die middelpunt van die klasintervalle, dan kan jy op jou sakrekenaar die eerste een en die laaste een bymekaar tel, so jy plus hulle en dan daai antwoord kan jy deel deur 2. So dan gaan dit vir ons gee 3, 9, 15 en 21. En dan vir die laaste kolommetjie moet ons die twee goed met mekaar maal, so ons wil basies hulle so maal met mekaar, en dan gee dit vir ons 15, op die oomblik gee hierdie vir ons 9p, 420 en dan 84. Dan wat ek ook sal doen is, ek sal die frekwensie sommer net bymekaar tel, en dit los my met 37 plus p. Dan sê hulle vir ons, daar is geraam dat die gemiddelde getal ure wat reeds deur die graad 12 voltooi is, 12 was, so hierdie is die gemiddelde ure. So dit moet al klaar vir ons sê, ons moet weet hoe die gemiddeld bereken was. En dan sê dit ook, gebruik die tabel hier en bepaal hoeveel leerders minder as hierdie gemiddelde voltooi het. So ons wil uitfigure hoeveel leerders het minder as 12 ure voltooi en dit sal daar lê, want dit sê vir ons tot en met daai intervalklas is kleiner as 12. So, kom ons sit die gemiddelde berekening bymekaar. Vir die gemiddelde sal ons, as ons nie hierdie laaste kolommetjie gehad het nie, sou ons dit individueel uitgeskryf het, die frekwensie maal die middelpunt van die klas, maar gelukkig het hulle vir ons gesê dat ons dit vooraf moes maal, so ons kan net die laaste kolommetjie se waardes gebruik vir die teller. En dan weet ons dit moet gedeel word deur die hoeveelheid in ons datastel, nou dit het ons al ook reeds opgetel. Dit is die frekwensie kolom se totaal, en dan gaan ons dit gelykstel aan die antwoord. Hulle het reeds vir ons gesê, die gemiddeld is 12 ure. So, nou gaan ons 'n P oplos. Die beste manier om dit te doen is om eers die noemer weg te maal. So ek gaan dit aan die kant toe vat, en dan hier aan die linkerkant kan ek sommer 'n bietjie vereenvoudig. So ek kan al die heelgetalle optel, en dan daai 9p kan ek ook net so hou op sy eie. Dan gaan ek die hakies uitmaal aan die regterkant. En ek gaan die linkerkant net so hou. En dan gaan ek al die p's een kant toe vat, dis sommer vir my makliker om hulle na die regterkant toe te vat, en dan gaan ek die 444 aftrek aan die linkerkant, en dan die 3 wegdeel, so p is 25. So eintlik is hier 25, en as ons hulle nou bymekaar sit, dan kan ons sien, dit beteken dan dat daar 30 leerders was, wat minder as die gemiddeld gedoen het. Die volgende deel van hierdie vraag sê, 'n stel data het die eienskappe wat hieronder gelys word, waar hierdie teken die standaardafwyking is en daai teken is ook die gemiddeld. Dan vra hulle, hoeveel datawaardes is in hierdie stel data gebruik? Nou dit mag lyk soos Grieks, maar op jou formuleblad is daar 'n formule vir die standaardafwyking, en dit lyk so ietsie. So jy kan net op jou formuleblad kyk of jy hierdie kan vind. Hier is iets soos k is gelyk aan 1, en dan het ons x1 minus die gemiddeld kwadraat, alles op n. So, kom ons kyk of ons nie soortgelyke goed sien as wat hierdie formule nou het nie. So, die standaardafwyking, ons het dit, so ons kan dit hier in hakies gaan sit, in sy plekkie.
En dan hierdie hele boonste gedeelte is eintlik nou maar wat hier staan. Hulle het vir ons gesê hierdie snaakse teken is die gemiddeld en gewoonlik in statistiek of in data is daai ook ons gemiddeld. So eintlik kom die 32 hierbo. Dit gee vir ons 4. En nou kan ons net vir n oplos. So, ons kan die noemer wegmaal en dan kan ons die 4 wegdeel aan die ander kant. En dan is n gelyk aan 8. Vir die tweede gedeelte van hierdie vraag sê dit nou 10 nuwe identiese waardes word by die datastel bygevoeg. Die gevolg is dat die gemiddeld dieselfde bly. Bepaal die nuwe standaardafwyking. So, die standaardafwyking se formule het ons mos nou al reeds. Hulle sê die gemiddeld bly dieselfde, maar daar kom nou 10 nuwe identiese waardes by. So onder het ons nou 18. So om die standaardafwyking alleen te kry, moet ons die vierkantswortel aan die ander kant gaan doen en dan kan ons dit net op ons sakrekenaar intik en dan kry ons 4/3. So dis toe nou glad nie so erg soos wat dit lyk nie.